Welkom aan almal wat vanaand saam met ons inskakel. Kan jy glo dat ons reeds halfpad deur die jaar is? En dit beteken ons is ook halfpad deur ons 1 jaar Bybel. Miskien het jy nog nie begin nie, of dalk het jy iewers langs die pad agtergeraak. Die goeie nuus is vandag is die perfekte dag om te begin. Jy hoef nie vir volgende week, volgende maand of vir volgende jaar Januarie te wag nie. Begin eenvoudig waar ons is en reis saam met duisende ander gelowiges deur God se woord. Die oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, is ontwerp om jou elke dag deur die Bybel te neem. Met QR-kodes wat jou direk na die daaglikse boodskap en voorlesing lei. Jy kan jou Bybel vandag kry by raymondlombard.com of by enige toonaangewende boekwinkel in Suid-Afrika. Die beste tyd om die Bybel te begin lees was gister. Die tweede beste tyd is vandag. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord en dit wat nou gaan volg. Vriende, ons is tans besig met ons reeks Sondae-aande uit die boek Jesegiel uit. En daar's al baie wonderlike dinge wat in die boek Jesegiel voorlê. Want onthou, ons kry nog later in die boek te doen met die val van Satan, waar alles begin het. In die boek, ons is nou eers by hoofstuk 20, maar wanneer ons by hoofstuk 28 kom, dan kom ons by baie interessante gebeure wat vir ons vertel, wat het in die verre verlede in die geesteswêreld plaasgevind, wat tot die val gelei het van die duiwel, wat die Satan geword het. En dan kom ons by Jesegiel 38 en 39 oor Armageddon. En ons kom waar Dawid gaan as koning kom regeer saam met Christus in die 1000 jaar vrederyk in Jesegiel 34, 35, 36 en die nuwe hart wat die Here vir sy mense gee in 37. En ek bedoel, dan kom ons by die nuwe tempel in hoofstuk 40 en ek bedoel, hier's wonderlike dinge wat nog in die boek voorlê. Maar ons is nou by hoofstuk 20. Wil jy nie saam met my asseblief daar oopmaak? Jesegiel hoofstuk 20. En ek gaan net eers die eerste 12 verse met jou saam lees. Alhoewel ek die hele hoofstuk gaan praat, wil ek net die eerste 12 verse lees. En in die 7de jaar, let mooi op die jaartal wat hy gee. Hy sê, in die 7de jaar, in die 5de maand, op die 10de van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom, om die Here te raadpleeg. En hulle het voor my gaan sit. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die oudstes van Israel en sê vir hulle, so spreek die Here, Here. Dit is nou Adonai, Yahweh. As jy kyk hoe word dit gespel, Here, Here. Kom julle om my te raadpleeg, so waar as ek leef. Gewis, ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here, Here. Wil jy hulle oordeel? Wil jy oordeel, mensekind? Maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Die dag toe ek Israel uitverkies het ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob en my aan hulle bekend gemaak in Egipte land. Ja, ek het my hand vir hulle opgehef en gesê, ek is die Here, julle God. Op die dag het ek my hand vir hulle opgehef om hulle uit Egipte land uit te lei na 'n land wat ek vir hulle uitgesoek het, wat oorloop van melk en honing, 'n sieraad, is dit van al die lande. En ek het aan hulle gesê, gooi weg, elkeen die verfoeisels van sy oë, en verontreinig julle nie met die drekgode van Egipte nie. Ek is die Here, julle God. Maar hulle was wederstrewig teen my, en wou na my nie luister nie. Niemand het die verfoeisels van sy oë weggegooi, of die drekgode van Egipte laat staan nie. Toe het ek gesê, dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet,
om my toorn teen laat uitwoed in Egipte land. Maar ek het gehandel ter wille van my naam, dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies onder wie hulle gewees het nie, voor wie se oë ek my bekend gemaak het aan hulle, om hulle uit Egipte land uit te lei. En ek het hulle uit Egipte land uitgelei en hulle in die woestyn gebring. En ek het my insettinge gegee en my verordeninge aan hulle bekend gemaak wat die mens moet doen dat hy daardeur kan lewe. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Vader, ek vra vanaand dat in die kosbare naam van ons Here Jesus, dat U vir ons die woord vanaand sal heilig in ons harte en dat ons 'n woord van die troonkamer van die Here sal hoor. Dat ons iets van die karakter en die genade van God sal verstaan, wat ons lewe sal transformeer tot U grootheid en U heerlikheid in elkeen van ons se lewe. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Julle kan seker sien wat het hier gebeur. Die oudstes van Israel kom na Jesegiel om te raadpleeg. Hulle wil by hom 'n woord van die Here hoor. Die een ding wat 'n mens uit die geskiedenis uitleer, is ons leer nie uit die geskiedenis nie. Just repeats itself. Dit is wat ons uit die geskiedenis uitleer. Ons leer nie uit die geskiedenis nie. En wat gebeur het nie? Nou, die daad is baie aangrypend, dat hy dit so presies uitspel. Want ons leer uit Jesegiel 20 vers 1, toe hy hierdie woord bring aan die oudstes van die volk, ek sal nou vir jou sê wie hulle was. Toe sê hy, dat ons weet wanneer dit gebeur op hierdie kalender, dit was op die 14de Augustus, 591 voor Christus. Dis op die Joodse kalender. So as jy hierdie datum wat hy gee, die tyd in die boek bereken, dan kom jy uit op 14 Augustus, 591 voor Christus. Wel, vandag is 9 Augustus, en dit is die jaar 2026. Nou as ons vandag se datum vat, en ons lees hier vandag in Jesegiel hoofstuk 20, en jy vra vir my, wat is die tydspan tussen hierdie profeseë wat hier uitgespreek was, en die woord wat die Here gegee het vir sy volk, en vandag, dan is daar 'n tydperiode van 2616 jaar. So in ander woorde, Jesegiel 20 vers 1 was met 'n paar dae, ons praat letterlik van 5 dae verskil, is dit 2616 jaar later, wat ek en jy nou hierdie woorde lees. En nog steeds is dit van krag wat God sê, niks verander nie. Uit sy woorde gespreek sê hy, voor die oudstes van Israel. Hy sê baie duidelik wie dit was. Ons weet ook waar dit was in Babylon. En die feit dat hy dit voor die oudstes van Israel gespreek het, beteken, hy het die geestelike of die leiers van sy volk, die familiehoofde, die raadgewers, die mense kom ons altyd na die oudstes luister van Israel. En hierdie oudstes, hulle kom met navraag na die profeet toe, hulle wil 'n woord van die Here by hom hoor. En die profeet, hy het geweet dat die oudstes se hart is nie reg met God nie, en dat hulle eintlik geen reg, as jou hart nie reg is met God nie, het jy geen reg om by God navraag te doen nie. So, nou kon ons baie duidelik sê, hulle kan nie navraag van die Here vra nie, want hy sê in vers 30 vir hulle, wat? Julle is verontreinig in die weg van julle vaders, julle horeer agter verfoeisels aan, en julle laat julle seuns deur die vuur gaan, julle doen al hierdie dinge, en julle kom na my toe om my te raadpleeg, vers 31, so waar as ek leef, sê die Here, ek sal my nie deur julle laat raadpleeg, ek het vir julle niks te sê nie.
So Esegiel, sy invalshoek, vriende, is een van, as jy nie gewillig is in jou hart, om jou te onderwerp aan die Here nie, hoekom sal jy dan vir die Here kom vra? Maar as ek en jy gewillig is om ons aan die Here se wil te onderwerp, dan het ek en jy die vrymoedigheid om na God toe te kom en te vra vir sy leiding en vir sy hulp in ons lewe. So, wat antwoord hy die oudstes van Israel? Ons is nou al by hoofstuk 20. En hulle het nou baie dinge gesien en gehoor by Esegiel, maar hulle is nou vreeslik geïnteresseer oor wat sê die Here nou deur hom. En sy antwoord op hulle navraag is een, as ek na sy antwoord gaan kyk in hoofstuk 20, is dit eintlik een van, gaan kyk na die geskiedenis. Jy wil weet wat die Here vir jou wil sê? Gaan kyk waar kom jy vandaan? Gaan kyk wat het gebeur. En as ons kyk na die geskiedenis, en ons wil na Israel kyk, dan is dit een van, julle leer nie uit julle geskiedenis uit nie. Die geskiedenis leer my, ons leer nie uit die geskiedenis uit nie. What is going on? Nou, ek en jy weet vandag, want ons het die volle openbaring van God se woord. Die een ding wat ek en jy helder duidelik uit die Bybel uit weet, is God het 'n plan gehad vir die volk Israel. And we all need to understand wat dit was. God se plan was om homself, sy naam en wie hy is, die ware, een ware God, om hom bekend te stel aan die nasies van die wêreld. En dit moes hy doen deur 'n volk. Hy moes die Abraham, Isak en Jakob se nageslag vorm tot 'n volk. Hy moes hom aan hulle openbaar deur Moses sy naam gegee by die braambos wie hy is, en hulle tot 'n volk maak, om hulle dan as 'n volk uit Egipte te lei met al die wonderwerke wat die Here gedoen het, sodat Israel, wat in die middelpunt van God se plan is, God kan bekend maak aan die nasies en aan die volke en tale van die aarde, want almal aanbid afgode. Nie een volk ken die ware God behalwe Israel. En die vreeslike ding wat gebeur het, is dat die volk wat die ware God geken het hom geïgnoreer en verruil vir die gode van die nasies. Dis die probleem. Dit het tot hierdie hele ding ontaard, dat hulle weggevoer was in ballingskap. Hulle het van beter geweet, maar dit nie gedoen nie. So, as ek en jy nou gaan kyk, in Handelinge en in Daniël, ek wil vir 'n oomblik jou net eers wys uit Daniël 5 vers 21. Toe God hom aan Nebukadneser geopenbaar het deur sy profeet Daniël, koning Nebukadneser, wat die eerste groot heidense koning was, wat die volk Israel in ballingskap weggevoer het, en veral Juda en Jerusalem vernietig het. Ons weet dat Tiglat-Pileser het 200 jaar vroeër baie van die 10 stamme se mense weggevoer na Assirië toe, na Aram toe en daai plekke. Maar die suidelike koninkryk waar die tempel was, die een wat die tempel vernietig het, was koning Nebukadneser met sy leiwag Nebuzaradan, wat in beheer was van sy weermag. Dit weet ons uit die geskiedenis, dit sien ons ook in die Bybel. En hierdie ding wat nou so ontaard het, hier het ons die heidense koning wat God aangestel het om Israel se nageslag wat oorgebly het in Juda en Benjamin in ballingskap weg te voer. Die Here het hom toestemming gegee om dit te doen. Die Here het hom eintlik toegelaat om dit te doen en om alles te vernietig, die tempel en alles. En hierdie koning Nebukadneser, hy weet nie wie die ware God is nie, maar Daniël sou hom openbaar, sodat dit iemand uit Israel geverg om vir hierdie groot heidense koning te wys wie is die ware God van die hemel. En ons almal weet wat het gebeur in hoofstuk 5. En wat toe sou plaasvind en hoe Daniël met hom gepraat het. En nou lees ons, en hy is uit die mense verstoot, sy hart het soos die van diere geword. Hy het saam met die wilde esels gewoon, hulle het hom plante laat eet, soos die beeste deur die dou van die hemel in sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor aanstel wie hy wil. En daar het jy dit.
Verskoon my, iemand se parfuum. Moet my laat nies. So, vriende, hier is die ding. So koning Nebukadneser, hy moes erken wie is die God van die hemel. En God sou sy profeet Daniël gebruik om aan hom te openbaar wie die ware God is. Maar so sien ons in Daniël hoofstuk 7 hoe dit uitbrei en hoe Jesus in die naggesig sien Daniël die seun van die mens voor sy menswording. Sien hy die seun van God as die seun van die mens kom voor die ou Ancient of Days, voor die oue van dae. En hy sê, en toe hy voor die oue van dae kom, is aan hom koningskap gegee om te heers en te regeer. En hy gee hierdie mag aan sy volk, aan die Jode. Want ons lees vers 27 sê, dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Dis Israel, dis die Jode. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, hulle heerskappye is een wat tot in alle ewigheid sal wees. So die Here, hier lees ons weer in Daniël 7, die Here gaan hulle aanstel. En ons lees ook in Daniël 9 vers 24 waar hy sê, en 70 sewetal is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. En so dit te doen met Israel en hulle moet die heidense nasies leer wie die ware God is. Dis hoekom Paulus wat uit die volk van Israel uitkom, uit die nageslag van Benjamin, ons sien in Handelinge hoofstuk 17, toe hy daar by die Grieke kom, by die Areopagus, nou kom hierdie Jood in hierdie heidense Griekse stad, en vir die eerste keer is hier 'n prediker van die evangelie wat in die stad ingekom het. En soos wat Paulus daar instap, loop hy tussen al die afgodstempels in Griekeland, in Athene. En soos wat hy tussen al die afgodsbeelde stap, gebruik hy toe die geleentheid terwyl hy wag vir 'n vriend van hom om nader te kom wat op reis is na hom toe. En hy gaan staan in die middel van die Areopagus, in die middel van al hierdie plekke, daar's 'n samekomsplek. En hy gaan staan daar en hy sê vir hulle, hy sê hierdie woorde, hy sê, Atheners. Dis amper soos as hy bijvoorbeeld op die paradegrond sou kom staan het in die Kaap, en hy sê, Kaapenaars, luister na my. So kom hy in Athene, en hy sê, Atheners, luister na my. Hy sê, wow, ek sien dat julle is in elke opsig is julle godsdienstig. Hy sê, en ek gaan rond in julle heiligdomme, waar al julle tempels is. Hy sê, ek loop rond en ek kyk hier, wat doen julle? Wat se godsdienst het julle? Wie aanbid julle? Hy sê, toe sien ek 'n altaar, en op een van julle altare staan daar aan 'n onbekende God. Hy sê, daai God, ek wil julle van hom vertel, sê hierdie Jood, Paulus, uit Benjamin. Hy sê vir hierdie klomp heidene in die stad, in Griekeland, hy sê, ek wil julle vertel van die ware God. En hy begin van hulle preek. Hy sê, hy het nie nodig om in tempels te woon nie. Hy sê, hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, want hy weet hy is 'n Jood en hulle is nou almal Grieke. En hy sê, uit een bloed uit het hy al hierdie mense gemaak. So ek wil nie 'n onderskeid tref tussen ons en julle. Hy sê, uit een bloed het hy almal gemaak. Hy sê, en ons kan oor die hele aarde woon, ons bly oral, in al die dorpe en stede en plekke wat ons vir ons bou in die wêreld. Hy sê, en die Here het vir ons grense gegee en woonplekke. Hy sê, maar God het die tye van onkunde oorgesien, hierdie altaar wat julle gebou het vir hierdie onbekende God. Hy sê, so die Here het die tye van onkunde oorgesien, en hy verkondig aan al die mense, hulle moet na hom toe draai, hulle moet na God toe kom. En kom ek vertel julle, hy het 'n dag bepaal wat hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. Daai man is Jesus, die seun van God. Hy sê, en hy het sekerheid gegee vir ons dat hy dit gaan doen, deurdat hy hierdie man wat hulle gekruisig het, hy het hom uit die doodheid opgewek. En deur hom gaan hy die wêreld eendag oordeel. Ek wil julle vertel van hierdie man. En so begin hy om die evangelie as 'n Jood aan hulle te openbaar. Ek bedoel, Jesus self het toe hy by die put van Samarias vir die vrou gesê daar by die put, want dis 'n baster Jood. Hy het vir hierdie Samaritaanse vrou gesê, luister, die saligheid is uit die Jode. Jy wil gered word, gaan kyk na die Jode. Gaan kyk na Israel.
As jy wil gered word, moet jy kyk na die volk Israel. Want as jy na die volk Israel kyk, dan kyk jy wie is hulle koning? Jesus Christus. Die seun van God. Hy's 'n Jood. Hy kom uit die geslag van Dawid, uit die nageslag van Juda. Die leeu van Juda, ons het gesing van hom vanaand. The Lion and the Lamb, die lam. Johannes het gesê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So Jesus sê in Johannes 4, saligheid is uit die Jode uit. So Israel bring saligheid na die wêreld. Israel bring die saligmaker in die wêreld. Israel bring die verlosser koning in die wêreld. Daar is iets anders nie. Daar is net een ware God. En dit is sy seun. Sy naam is Jesus. Immanuel, God met ons. En Jesus se vader het 'n naam. Toe Moses vir hom vra, maar wat is u naam? Toe sê hy, my naam is Jahwe, ek is wat ek is. So Israel se taak is om die ware God aan die wêreld bekend te maak. Dis wat hulle moet doen. Maar hier in Esegiel het alles skeef geloop. In Esegiel is hulle in ballingskap. Die 10 stamme is al weggevoer 200 jaar van tevore. Hulle is weggevoer, hulle is in ballingskap. En op hierdie besonderse dag, in Augustus, op die 14 Augustus, 591 voor Christus, sit hierdie oudstes voor Esegiel, en hulle kom vra vir hom raad. Hy sê, wat? Wat moet ek vir julle sê? Hy sê, kom ek vertel julle. Het julle geskiedenis vergeet? Kom ek julle vertel. Hy sê, die Here het met Israel 'n verbond gesluit. Hy sê vers 5, die dag toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Hy sê, sou ek hulle na 'n land neem. Hy sê, maar ek het my insettinge en my gebooie, vers 11, aan hulle bekend gemaak. Hy sê, julle wil weet wat die Here sê? Okay, kom ek vat julle 'n bietjie op 'n pad terug. Sit julle en luister. God het homself aan julle geopenbaar by die berg Sinai. Hy sê, en daar het hy sy wet vir julle gegee, en julle weet dat hy julle van daar na die beloofde land gestuur het, en nou kom sit julle hier by my, en julle wil weet, wat moet ons doen? Hy sê wel, eerstens, julle oortredinge, en julle sondes, is erger as wat julle vaders gedoen het. Erger. Ek bedoel, dit word letterlik so bevestig in Jeremia 16, want Jeremia was 'n tydgenoot van Esegiel. Jeremia sit in Jerusalem. Die tempel is nog nie vernietig nie, hy gaan binnekort vernietig word. Onthou, hierdie het gebeur in 591 voor Christus, en die tempel is vernietig in 586 voor Christus. In ander woorde, 5 jaar na hierdie profesie, is die tempel eers vernietig. As nog, genade is 5, dat nog 5 jaar verby gegaan, wat hulle nie luister nie. So van hierdie dag af, totdat die tempel vernietig toe was, het dan nog 5 jaar verloop. Maar hier is Esegiel en Jeremia, en hoor wat sê Jeremia, hy sit en praat weer met die mense in Jerusalem. En vir die mense in Jerusalem sê hy in Jeremia 16 vers 12, julle het nog erger gehandel as julle vaders, want kyk, julle wandel elke na die verhardheid van sy bose hart, om nie na my te luister nie. So hier het jy dit. Esegiel vertel dit vir hulle, en Jeremia vertel dit vir hulle. Die een vertel dit vir hulle in Jerusalem, die wat in Jerusalem is, die ander een vertel dit vir die ouens wat al klaar, die eerste klomp ballinge, wat al in ballingskap gegaan het, vertel hy dit. En eintlik sê hy vir hulle 7 dinge. En die 7 dinge wat ek identifiseer in hierdie hoofstuk, kan ek vir jou so uitlig. Die eerste ding wat hy vir hulle sê is, onthou hy die geskiedenis toe julle in Egipte was. Hy sê, hoe het die Here julle nie sorgvuldig uitgekies? In vers 5. Toe ek Israel uitverkies het, en ek my hand opgelig het om die geslag van Jakob, my aan hulle bekend te maak in Egipte land, dat ek is die Here hulle God. Het ek hulle uit Egipte land gelei na die land wat ek vir hulle uitgesoek het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Die Here sê, ek het met my eie hand julle uit Egipte uitgebring,
deur al die wonders en tekens wat ek gedoen het, en ek het julle beskerm en julle gelei, en ek het julle, want dit het 40 jaar geneem om daar uit te kom, weens ander goed wat hulle aangevang het, kon baie vroeër gewees het, 2 jaar, maar hulle 2 jaar word toe 40. Maar, en die Here sê, en ek het julle met my eie hand gebring tot binne in die beloofde land, wat oorloop van melk en honing. Hy sê, en ek het vir julle gesê, gooi weg die afgode van Egipte, want baie mense toe hulle getrek het uit Egipte uit, het hulle van die Egiptiese gode met hulle saamgetrek. En die Here sê, ek het vir julle gesê in die woestyn, gooi dit weg, al julle drekgode, maar julle was wederstrewig. Julle het nie eens al julle drekgode van Egipte laat staan nie. Baie mense het nog die gode met hulle saamgeneem in hulle tente sodat hulle getrek het. Hy sê, en dit het my 'n toorn vir my oor julle laat kom. Hy sê, en ek het al die gode in Egipte land verslaan. Hy sê, Egipte se gode was nie sterker as ek nie. Hulle kon nie doen wat ek gedoen het nie. Hy sê, deurdat ek julle uitgebring het, is 'n bewys, dis net mites. Dis net waarsêry. Hulle kan niks doen nie. Dis hout en klip. Hulle kan nie loop en praat en iets doen nie. Ek het julle uitgebring. En ek het strafgerigte geoefen in Egipte land. Dis die eerste ding wat hy vir hulle sê. Tweede ding wat hy vir hulle sê is, en toe trek julle. Toe julle uit Egipte is julle getrek. Hy sê in vers 9 en 10. Hy sê, die Here sê, ek het gehandel ter wille van my naam. Ek het julle uit Egipte uitgelei. Ek het julle uit Egipte uitgelei en julle in die woestyn gebring. OK, julle is uit Egipte uit die plek van verdrukking uit, weg van Farao af, en ek het julle tot in die woestyn gebring uit Egipte uit. Ek het julle gelei. Ek het julle gered van Farao, ek het julle beskerm, ek het my ontferm oor julle, ek het julle gehelp en ek het dit gedoen ter wille van die heerlikheid van my naam en die heiligheid van my naam. En die Here sê dit 3 keer. Let mooi op. Vers 9. Ek het gehandel ter wille van my naam, dat dit nie ontheilig word voor die oë van die nasies onder wie julle gewees het nie. Ek wil hê die mense moet weet wie die ware God is. En dan sê hy weer in vers 14, maar ek het gehandel ter wille van my naam, dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies, vir wie se oë ek julle uitgelei het nie. Vir 'n tweede keer sê die Here dit vir die oudstes. En toe vir 'n derde keer in vers 22, maar ek het my hand teruggetrek en gehandel ter wille van my naam, dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies, vir wie se oë ek julle uitgelei het nie. Jy sien, God is heilig. En heilig is sy naam. En God sê ter wille van my naam, dat dit nie ontheilig word nie, dat die mensdom, dat die nasies, die volke en tale, deur wie julle getrek het om te kom in julle land, en oral waar julle gekom het, om te wys wie is die ware God van die hemel. So het ek my in julle geopenbaar. Vir my heerlikheid. Jy weet, vandag sien ons in Efesiërs hoofstuk 1, die Here doen dit deur sy kerk, né? Want Israel is baie van Israel wat gered is, né? Jode wat vandag die Here ken in die kerkera, dat hulle verkondig Jesus Christus, die messiaanse Jode, soos die kerk. En die Here gebruik die kerk vandag. Hy het vir die apostels gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie in die ganse mensdom, hy wat glo. So omdat die kerk het 'n boodskap, soos wat Israel 'n boodskap gehad het, het die kerk vandag 'n boodskap, die groot opdrag. Matteus 28:19, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie. Wat is evangelie? Goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is, Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterwe, is begrawe en het opgestaan. Maar daar is vandag, en ek het nou in Amerika verlede week verneem, 2 weke gelede, my eerste week, het ek verneem, die getal het opgeskuif, ons staan nou by die 3 biljoen mense nou. 3 biljoen, wat nog nooit die naam Jesus gehoor het. Nog nooit gehoor het van 'n Bybel. Nog nooit gehoor het van die Seun van God. Nog nooit gehoor het van die evangelie. En ons sit maar net hierso. Verskriklik. En hy herinner hulle, dat julle was veronderstel om dit bekend, en ek wil ook julle herinner het sê, ons is veronderstel om die evangelie bekend te maak.
Jerusalem, Judea, Samaria en die uiterste van die aarde. Ons kan nie net hier in die Kaap vir die Here werk nie. Ons is in Afrika vir die Here werk. Kan nie net in Afrika vir die Here werk nie, in Afrika vir die Here werk. Nie net in Afrika vir die Here werk nie, oor die hele wêreld. Jerusalem, Judea, Samaria en die uiterste van die aarde. Nie net in jou dorp en stad nie. Die opdrag is gaan die hele wêreld in. Nie die hele Kaap in nie. Die hele stad in nie. Die Here sê die hele wêreld. Dis die boodskap. Want jy sien, ons ken die ware God. Ons weet wat is die ware evangelie. Ons weet wie is die seun van God. Ons het as kerk vandag die waarheid. Die derde ding wat hy vir die Jode daar sê, vir die oudstes wat daar voor hom sit, is hy sê, in die geskiedenis was julle as 'n volk by Sinai, het julle vergeet waar julle was. Daar in vers 11 en 12. Hy sê, die Here sê, ek het my insettinge gegee, my verordeninge en my sabbate gegee. Nou daar by Berg Sinai, by die voet van die berg, het Moses opgegaan en kry die 10 gebooie, die 2 kliptafels met die wette van God. Julle moet my sabbate onderhou, dat julle anders is as die ander volke van die aarde. Die rede waarom hulle die sabbate moes onderhou het en al die wette gekry het, 613 om presies te wees. Die 10 gebooie is 10. Daar was nog 603 ander in die 5 wetboeke van Moses. Maar hoekom hulle hierdie wette gekry het? Omdat hulle die nageslag van Abraham, Isak en Jakob is, sodat God deur hulle 'n priestersorde kan stel, 'n offerstelsel kan stel, sodat die stam van Juda daar kan bly, bestaan vir die koninklike een wat kom, en natuurlik vir die priesters, en hoe die Here die lam van God sou stuur, die leeu uit Juda uit. Alles was in plek gesit, het alles begin by die berg Sinai. En hy sê, het julle vergeet, in die woestyn het die Here vir julle sy gebooie gegee. En hulle was bykans 2 jaar daar, né? Hulle was amper 2 jaar daar gewees by die voet van die berg Sinai, want onthou, hulle moes die tabernakel bou en die verbondsark en al die dinge. En wat hy hier sê in vers 11 en 12 is, onthou, wat het God vir julle gegee? Julle het die ware God geken, julle het die dinge van die Here ontvang. En nou sê ek vir julle nog 'n ding om te sê. Hier is nommer 4. Israel in die woestyn. Hy sê, dink 'n bietjie, wat het julle toegedoen? Hoekom het julle in die woestyn gebly? Hoekom het julle nie na die beloofde land toe gaan toe julle uit Egipte uit is nie? Hy sê, o nee. Hy sê, want julle was wederstrewig, vers 13. Hy sê, maar julle was wederstrewig in die woestyn. Hy sê, toe het ek julle in die woestyn gestuur. 2 keer, vers 13 sê, 2 keer in die woestyn. Vers 15, in die woestyn het ek my hand opgehef, in vers 21, en my toorn oor julle laat woed in die woestyn. En in vers 23, my hand opgehef om julle te versprei in die woestyn. Want wat het gebeur? Hulle het die 10, die 12 by Kades Barnea, toe hulle klaar is met die bou van die tabernakel en die verbondsark, toe sê Moses en die Here sê, laat ons trek, die beloofde land wag. En toe kom hulle tot by die grens, by Kades Barnea. En Moses stuur 12 spioene uit. Julle ken die storie, julle weet wat het gebeur. 12 kom terug, 12 het gegaan, 12 kom terug. 10 van die 12 sê, daar's die Enakite en die Rafahites daar, die reus is daar. Ons is so sprinkaan hulle oor, daar is nie 'n manier dat ons daai ons uit hierdie land uit gaan kry nie. In die hart van die volk versmelt. Hulle sê, kom ons gaan terug na die vleispotte van Egipte. Ons verlang na die pruie en die uie en die komkommers. Ons siele is sat van hierdie manna en kwartels wat ons moet eet in die woestyn. Ons is sat van hierdie kos. Kom ons gaan terug Egipte land toe. En toe is die Here dan toornig. En die Here sê, ek maak julle almal dood. Hy sê, so waar as wat ek die Here God is. Van julle, daar sal net 2 oorbly, ek met julle klaar is. Joshua en Caleb, hulle gaan vir julle in daai land inbring. Julle, almal 20 jaar oud en daarbo, ek hou julle verantwoordelik. As jy 20 jaar oud is en bo dit, en jou hart het versmelt, ek hou jou verantwoordelik. Julle sal almal in die woestyn sterwe, en het hulle gesterwe, terug woestyn toe vir nog 38 jaar. Toe is hulle 40 jaar in die woestyn. Ou Moses was toe oud, hy's 120 jaar, sy oog is nie verswak nie, en hy's met hulle by Moab. Nou, ek het al baie keer daar by Moab gestaan, want Moab is aan die ooste kant van Jordaan, van die Jordaanrivier, daar by die Pisga is. En Moses daar met die volk, en die Here sê, Moses, klim op die berg, jy moet ook huis toe gaan. Ek het gesê, almal bo 20, en jy was ook bo 20, en ek kan tel. Jy was bo 20, en jy het nie geluister, en jy weet wat jy na Aaron gedoen,
Jy sal nie daarin gaan en sê, "Ai Here, asseblief Here, ag." Hy sê, "Here, die Here sê, jy praat nooit weer met my oor hierdie saakie." Hy sê, "Maar ek sê jou wat, klim op die hoogste berg wat jy kan in die land Moab." En hy klim op die Pisga en hy staan daar bo. Ek het daar oor gery met 'n voertuig. En die Here sê vir hom, "Kyk." Hy sê, "Kyk na die land." Hy sê, "O, dit is so mooi." Hy kyk van die noorde tot die suide, van die ooste tot die wes. Here gee hom 'n skerp oog soos 'n arend en hy bekyk die hele land. Hy kan nie in nie. Hy kan dit sien, maar hy kan nie in nie. En hy bekyk die hele land, hè, en hy's 700 km lank. En ons weet wat sy op sy nouste breed. En hy staan en hy bekyk alles. Hy sê, "O, Here, dit is so mooi. Dit is so mooi land." En die Here sê vir hom, "Groet, jy moet na jou vaders toe gaan." En hy het daar gesterf en die Here het hom begrawe. En net Joshua en Caleb, wat oor die 20 jaar was, het hulle ingelei. So hier is Jesegiel besig om vir die oustes te sê, julle geskiedenis getuig teen julle hoe wederstrewig julle was. Dus hoekom julle 40 jaar in die woestyn moes gewees het. Hy sê ja, maar en dit's waar, die Here het hulle gebring in die land van belofte, want God hou sy woord. Ten spyte van al julle rebelsheid, hy het julle kindertjies, wat julle gesê het, ons kindertjies gaan almal in die woestyn sterwe. Daai kindertjies het 'n geslag geword. Daai geslag, hulle die land beerwe, maar nie julle nie. Julle kinders het dit beerwe. Hy sê, maar wat het julle gedoen? Julle oudstes. En julle raadgewers saam met julle, almal. Julle offer julle kinders vir Moloch. Hy sê, julle laat julle kinders deur die vuur gaan. Hy sê, hoe kan julle dit doen? Julle bring afgodsoffers. Nou die 6ste ding wat hy vir hulle sê, hy sê, luister, hier's nog 'n ding wat die Here sê, het ek maar vir julle moet sê, dat die rede waarom julle nou in ballingskap is dat julle die Here geïgnoreer. En julle het voortgegaan met julle sonde. Want julle was veronderstel om die ware God aan die wêreld bekend te stel. En wat het julle gedoen? Julle het agter hulle drekgode aangehoreer. So geestelike hoerery in die Bybel klink verskriklik kras om dit so te stel. Maar geestelike hoerery, die Bybel praat baie daarvan in Hosea, en baie van die profetiese boeke, beteken maar net, julle het agter ander gode aangeloop, om hulle te gaan aanbid en aan te hang. En die Bybel verwys daarna as, julle het geestelik gehoreer. Julle het agter hierdie gode aangeloop. En natuurlik, want hulle filosofie was een van, wanneer in Babylon, dan doen jy wat die ouens in Babylon doen. Want dis wat julle doen. Hy sê, julle sal van lankal af afgode dienaars, sê hy vir hulle. Hy sê, maar kom ek vir julle nog een ding vertel, vir julle oudstes. Hier's nog 'n ding. Hier's 'n skokkende ding. Dit gryp my so as ek dit lees, en ek is like, I just don't get it. Here, hoe kan jy dit doen? Ek kan dit nie verstaan nie. Wat kan ek nie verstaan nie? Want in vers 31 sê hy, julle het julle seuns deur die vuur laat gaan, julle offer julle kinders aan Moloch, en julle verontreinig julle self met drekgode. Julle het so ver gegaan as afgodsaanbidding. Hy sê, maar ek het vir julle woord van die Here. Vers 34. Ek sal julle uit al die volke uitlei en julle versamel na al die land wat ek julle verstrooi het. Ek sê julle bring in die woestyn, ek sal met julle in gerig gaan, soos ek met julle vaders in die woestyn in Egipte land opgetree het. Die Here sê in vers 40. Want op my heilige berg, op die verhewe berge van Israel, spreek die Here, daar sal die hele huis van Israel almal my dien in die land. Ek bring julle weer terug. Daar kom 'n dag. Vers 41. As 'n lieflike geur sal ek 'n behaag in julle hê, wanneer ek julle uit die volke uitlei, uit die lande versamel, waarin julle verstrooi is, en ek sal my in julle as die heilige laat ken voor die oë van die nasies. How's that possible? Hoe genadig, hoe barmhartig, hoe lankmoedig, hoe liefdevol is God na alles wat hulle gedoen het. Kyk hoe's God. Kyk hier sy karakter. Julle het gehoreer agter ander gode.
Julle het gefaal. Julle het my geïgnoreer, julle het weggedraai. En julle hang die ander gode aan. Maar die ware God het julle verlaat. Maar ek sal julle weer terugbring. Ek sal my weer oor julle ontferm. Dit gaan my verstand te bowe. Ek sal julle terugkeer uit al die nasies. Wel ek en jy weet. Israel is terug sedert 1948 uit al die nasies van die wêreld. Hulle is terug in moderne geskiedenis. Israel, wat vandag in ongeloof lewe. Daar's 7 miljoen in Israel en daar's minder as 60,000 Messiaanse Jode. En tog het die Here sy woord gehou, hy het hulle weer teruggebring in hulle land. Hoe lankmoedig, goedertier en barmhartig is die Here om sy woord te onderhou wat hy gespreek het, ten spyte van wat die mens doen. En hy het dieselfde taal gebruik as Moses. As jy vers 34 lees, dit tref jou onmiddellik. Vers 34, hy sê, en die Here sê, ek sal julle uit die volke uitlei, julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Moses het altyd gesê, God bring julle uit Egipte uit, met 'n uitgestrekte arm, en met 'n sterke hand. 'n hoër hand het die Here julle uitgelei. Hy gebruik dieselfde taal as Moses. Vriende, die Here het Israel teruggebring, maar jy weet, die horlosie het nou aangestap. Ons is nou by 2616 jaar later, soos ek vir jou gesê het, vroeër. En hier in hierdie profesie, as ek kyk na die Here vandag, Israel getuig nie vir die ware God nie. As ons dit nie doen nie, sal niemand dit doen nie. As die kerk van Christus dit nie doen nie, wie sal die ware God aan die wêreld bekendstel? Think about it. Israel kan dit nie doen nie, want hulle doen dit nie. Hulle is in ongehoorsaamheid en ongeloof. Hulle het die Christus gekruisig. Hulle het hom nog nooit aanvaar nie. Dis bitter min wat hom ooit aanvaar het. Maar ek het vir jou nuus. Jy dink dis net Israel wat Exodus gehad het uit Egipte land. En ek wil vir jou sê, daar kom 'n Exodus van die kerk van die Here uit hierdie wêreld uit, wanneer die wegraping plaasvind, dan is ons almal weg. Daar kom weer 'n Exodus. Net soos die Here sy volk uit Egipte land gebring het, bring die Here ons uit hierdie wêreld uit en hy gaan ons hemel toe vat. Maar tot daai dag het ek en jy werk om te doen. Tot daai dag moet ons vir die ware God getuig. Tot daai dag moet ons bid vir die redding van siele, moet ons gee en uitgaan en dit moontlik maak om die evangelie daar te kry. 3 biljoen mense weet niks. Ek praat nie eers van die ander 5 biljoen, waarvan minder as 2 biljoen gered is. Die ander 3 miljoen, hulle het al gehoor van hom, maar hulle ken hom nie. Hulle weet van hom, maar hulle ignoreer hom. 3 biljoen weet niks. Daar's 3 biljoen wat weet en hulle slaan nie ag daarop nie. Dis maar net 2 biljoen op die planeet vandag wat daaraan aandag gee. Jy weet wat aangrypend is? Ek wil dit net terslotte sê is, want ek het 7 dinge geïdentifiseer wat ek kan duidelik sien in Esegiel 20. Maar die Here het ook 7 dinge vir sy kerk te sê in Openbaring 2 en 3. Hy praat met 7 gemeentes, begin by Efese, eindig met die gemeente van Laodicea, die lou kerk. En dis eintlik 'n aanklag, want die Here sê vir die eerste kerk, ek het dit teen jou, het jou eerste liefde verlaat. Waar is jou eerste liefde vir die Here? Vir die tweede kerk sê, ek ken jou werk en jou verdrukking. Hy sê, maar jy moet getrou wees tot die dood toe. Vir die derde gemeente sê, daar's baie van julle wat die leer van Biliam en Balak het. Hy sê, julle kan dit nie doen nie. Hy sê, die leer van die Nikolaïte wat julle verhef, mag nie gebeur nie. Hy sê, vir die gemeente van Thyatira, daar's mense wat hierdie profetes, hierdie vrou, Isebel volg, en sy verlei my diensknegte om te oreer en afgodsoffers te eet. En dan vir die gemeente van Sardes het hy ook 'n woord te spreek. Hy sê, ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie.
Die enigste gemeente vir wie hy 'n goeie woord het, is die Philadelphia gemeente. Want hy sê vir Philadelphia dat ek kom gou, jy moet ek het jou geopende deur gegee en ek ken jou liefde, jou broederskap. Hy sê maar hou vas wat jy het, dat niemand jou kroon vat nie. En dan die slegte nuus met Laodicea, jy's koud. Was jy maar koud of jy's warm, was jy maar warm, maar jy's nie koud of warm nie. Jy's lou. En omdat jy lou is, gaan ek uit my mond uitspieg 7 dinge wat die Here vir sy kerk sê. Waar pas ek en jy in? Mens moet jouself afvra. En maak ons hom bekend. Is dit ons roeping? Is dit my en jou hart? Is dit ons passie om Jesus bekend te maak? Spreek ons sy woord? Is ons bang wat mense sê? Israel het liderlik geval. En kyk net hoe die Here hom oor hulle weer ontferm het. It's just mind-blowing. Ons weet hoe die storie eindig, want ons het die hele boek gelees. Jy sien, ons het die hele Bybel gelees. So ek en jy weet hoe die verhaal eindig. Dit eindig goed. Maar is nie goed nou nie. Want Israel het geval om God aan die wêreld bekend te stel. Vandag doen die kerk dit. Omdat Israel dit nie doen nie, gebruik die Here sy kerk. En sy kerk is uit alle nasies, volke en tale, Jood en nie Jood, barbaar, skiets, man en vrou, almal van ons moet 'n poging aanwend om die evangelie te bevorder. Deur wat ons doen, deur wat ons gee, deur wat ons sing, deur wat ons praat, deur wat by en waarby ons betrokke is. Ek bedoel, as daar een doel is wat elkeen wat in hierdie plek sit voor die Here het, ter wille van my naam, dat dit nie ontheilig word voor die oë van die goddelose heidense nasies, het ek hierdie ding gedoen. Ek het my seun gestuur dat hy die waarheid kan verkondig. En as ek en jy die waarheid bly verkondig van sy seun Jesus Christus, Immanuel, God met ons, die maagd wat swanger geword het en 'n seun gebaar het, die leeu uit die stam van Juda, die lam van God wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons nie net op ons laure kan rus en dankbaar wees ons gaan hemel toe nie, maar dat ek en jy sy heilige naam kan bekend maak, sodat dit nie ontheilig word onder die mense, onder mense wat nie weet nie, sodat hulle hom kan vrees om hom ook lief te hê en hom te dien. Ons het 'n roeping, ons het 'n taak, en dit lê nie net by die pastoor nie, lê net by die kerkraad nie, dit lê by elke disipel van die Here. Dit het niks te doen met my amp, my roeping, wie ek is een van almal. Dit het te doen met, as jy disipel van die Here is, die disipels verkondig hom, die skape. Dit is elkeen van ons se taak. Jy's mislei deur die duiwel as jy dink jy's 'n paar mense wat hulle uitgee vir evangeliste in die kerk en 'n prediker of 2 en jy dink dis hulle wat dit moet doen. Dan het die duiwel jou liderlik mislei. Elke kind van die Here is 'n disipel van die Here om hom bekend te maak. Die geskiedenis leer ons. Ons leer nie die geskiedenis. Gaan ons in daai struik trap. Mag die Here ons help dat ons nie in daai struik trap nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here, wat sal ons van al hierdie dinge sê? Ons het gevra, gee ons vanaand 'n woord en nou het ons dit gehoor. En nou is die vraag, en wat gaan ons doen? Die oudstes wat daar gesit met hulle verfoeisels in hulle harte. Daai oudstes wat vir die profeet Jesegiel gesit het. Hy sê, julle kom om na God se woord te luister, na my toe. Hy sê, wat ek vir julle vertel, gaan kyk na jou geskiedenis. Gaan kyk na jou verlede. Here, wat as ek na my verlede kyk, dan wil ek my herinner
aan 'n Jesus wat my ontmoet het. Aan 'n dag wat ek hom ontmoet het. Aan 'n dag wat hy my vergewe het. Aan 'n dag wat ek my laat doop het. Aan 'n dag wat ek gesê het, ja Here, yes Lord, yes Lord, yes. Ja Here, ek sal U volg. Ek sal my kruis opneem. Ek sal U lief hê. Ek sal U dien. Ek sal my lewe vir U gee. Ek sal U volg al die dae van my lewe. Ek sal U lief hê. En ek sal U bekend maak. Of dit aan my kollegas is, of dit aan my familie is, of dit aan my vriende is, of dit aan die vreemdelinge is, maar hulle sal weet wie my Here en my verlosser en my koning is. En dan sê ek, stuur my Here. As U my wil stuur, stuur my. Waar U my wil stuur, sal ek gaan. Sodat U verheerlik kan word. In Jesus naam. En om Jesus ontwil. Sê jy dit? Sê jy dit ook? Net daar waar jy sit. Hoekom sê jy nie net vir hom, yes Lord? Ja, Here. Kan jy vir hom sê, ja, Here? Ja, Here, gebruik my. In my swakheid, in my tekortkominge, gebruik my. Hier is ek, Here. Ek is beskikbaar. Ek weet nie alles nie. Ek weet eintlik nie eens wat ek moet doen nie. Maar ek sê net ja. Wat U sê, Here, dit sal ek doen. In Jesus naam. Amen.